net sommer chop, vinnig, sommer so 2 netjies houtjies gegee. Nou die teorie daar's was dat jy kan nie, die onderwyser kan nie op dieselfde plek, dieselfde weerslaan nie, so jy moes hulle so, net soos 'n spoorlyn spasieer, en, want as jy nou die eerste hou slaan op die boude en hy tref nou, dan is daai stukkie waar die lat getref het is dood. En dan moet hy nou netjies net onder dit slaan, nou nie daai stuk raak slaan nie, want dan kry jy nou 2 keer seer. Maar as jy hom op dieselfde plek slaan, dan is dit net 1 keer seer, die tweede hou voel jy nou, ek dink dit is die waarheid nie, maar dit is die teorie agter alles gewees. Maar daar is een ding wat ek altyd oor gewonder het, hoe kry die onderwysers dit reg, om daai, wat hulle die ou so pak gee, so netjies te spasieer, weet as dit 3 houe is, of kom ons sê by spoorlyn, as dit 2 man, dit lyk of hy daar met 'n liniaal uitgemeet is, netjies net die 2 spoortjies daar. En dan as jy nou 3 houe gekry, dan was hy so lekker 3, perfek gespasieer, maar soos 'n spoorlyn met nog 'n ekstra baan daarby. Maar dit is netjies, daai gapening. Die een is nie groter as die ander, en die een is nie skeef en die ander een is reg. Nee, hy lê vir hom netjies. En ek het altyd gewonder, hoe kry hulle dit reg? En soos ek gesê het, word baie daaroor gesels. En toe ek nou leer vir 'n onderwyser, toe was daar in die college was daar 'n kamertjie gewees. Dit was daar heel verste hoek van die college. En dit was 'n kamertjie, hy het nie 'n nommer op gehad nie, nie 'n naam nie, niks. Maar daar het hierdie vreeslike bespiegelinge rondgeloop, of wat se kamer dit is, weet, wat is nou so mysterieus in die kamer? En dit was net die 4dejaars, maar daai wat nou klaarmaak, wat ooit toegelaat is in daardie kamertjie. So het ek die ouens baie keer sien staan, en dan wonder ek nou, wat gaan hulle nou maak? En was gewoonlik hier op 'n Vrydag, teen die einde van die dag, of na pause, tweede pause, dan het die manne daar gaan aantree, en hulle was altyd so lekker opgewonde, oor die besigheid wat nou vir hulle daar voor lê, en ek het altyd gewonder, wat is dit? Maar as jy met iemand gepraat het daaroor, dis soos as muis, niemand sê ietsie, dit is doodstil. Nou vra ek vir die 4dejaars, wat maak julle daar op 'n Vrydag? Maar jy kan maak wat jy wil, jy kry nie 'n woord uit hom uit, hy gaan vir jou niks vertel nie, hy gaan net so vir jou smile, en dan gaan hy omdraai en wegloop vir jou. So geheimsinnig was dit gewees. En soos ek sê, het was verskriklik mysterieus, het altyd bekommerd gewees, of gewonder, wat gaan nou daar binne aan? En so gebeur dit toe, dat ek nou al klaar gestudeer is, toe kuier ek nou een aand met 'n vriend van my, en ons het 'n lekker ou glasie ook geniet, en dit is nou later lekker oor die college stories begin gesels, en ek vraag vir hom, jong, wat het in daai kamertjie gebeur, dat, ek weet jy was daar gewees, want hy was mos nou 'n jaar voor my. My probleem is, ek het nooit daar so toe gegaan nie, want ek het nou toe ek my diploma gekry as onderwyser, het ek universiteit toe gegaan, so ek het nie die 4de jaar onderwys bygedoen nie, die 3 jaar was mos nou genoeg, en toe het ek nou Stellenbosch toe gegaan, so ek het nooit in daai vertrek gekom nie. En nou ja, ek het gesien, hy is so 'n bietjie halfhartig, maar ek skink maar vir hom nog 'n ou glasie, jy weet, en kuier lekker verder. Nou, Paul kom nog maar weer oor die storie, wat het daar binne in daai kamertjie gewees? En is toe dat hy toe nou, so stadig aan toe nou begin losraak, en hy begin vertel, hy sê nog vir my, man, dis nou al so lank terug, wat hy college toegemaak het. Dit seker nie saak maak as ek nou vir jou vertel wat daar binne aangaan nie. Hy sê, as jy nou daar ingekom het in daai kamertjie, kyk, is net die dosent, wat hy sleutel gehad het, dat niemand het 'n spaar vir hom gehad nie, niks. So, miskien was daar iewers in 'n kluis dalk 'n spaar weggesteek. Maar, so het hulle nou, as 4de jaar, is ook net die mans gewees, so, net so te loop, net die mans, het hulle nou as 4de jaar, het hulle daar ingegaan. Nou vertel jy, dit is so die grootte van so klein bietjie kleiner as 'n gewone klaskamer, en dan was daar teen die mure, nou moet jy dan mooi luister, teen die een kant van die muur, was die rottange, gerangskik, van kort en maar tot lank en dik. So mooi netjies, want jy weet nou soos die snoeker, daai goed wat jy so in die muur insit daar, sit die snoeker, daar so, die stok, met nou mooi netjies daar. Man, weet jy, dit lyk soos orrelpypies, sê hy vir my, is daai goed gerangskik daar. En hy sê, daar is 'n oorkant in die hoek gewees, daar was 'n spesiale kus, so glaskus, en daar het ook oopgestaan, niemand, nou, jy mag nie daai kas oopmaak, en hy het ook sy eie slot gehad,
Maar binne in die kas was daar die spesiale latte gewees, wat net die beste van die spul mag daai lat mee gebruik het. Net die beste vir die jaar. Van die hele jaar het die voorreg gehad, om blykbaar nou in daai kas, aan die einde van die jaar, kon hy nou vir hom 'n rotting kies, en dan kan hy nou dit gebruik, en ek gaan nou kom waar hy dit gebruik het. Dan was daar aan die ander muur was daar nou die reels gewees van die pakgee masjien. En dit was gewees dat, soos byvoorbeeld, jy mag nie jou arm hoor as jou elleboog lig nie, want anders raak dit aanranding. Dit moet nou netjies, so jy moes hier so gelyk met jou horizontaal wees, en daarvan af moes jy nog geslaan. Dan het hy vir jou die reels gesê, daar moet jy die ou tref. Hy het ook vir jou gesê, jy moet hy spoorlijntjies moet jy daar neersit. En so was die reels, hulle sê ook, op daai ouderdom, dan moet jy daai rotang gebruik. Op daai ouderdom moet jy daai rotang gebruik. Op 'n klein ouetjie het jy daai rotang, en op 'n groot ou het jy daai rotang. En dan op die taai manne, die harde manne, hulle gebruik jy daai rotang. En so het hulle nou alles geklassifiseer. Jong, ek vertel vir jou geklassifiseerde inligting vanaand. So jy moet nie dit vir ander gaan vertel, asseblief, dis nou net tussen ek en jy. Maar so is daai hele vertrek. En daar's ook 'n spesiale reëls van hoe jy so 'n rotang moes versorg het. Jy weet, daai goed is mos broos, so hy kan maklik breek. En so was daai hele vertrek. En toe nou die ding wat nou die mense die meeste gefascineer het. Hier in die middel van daai vertrek staan daar 'n masjien. Nou moet jy nou jou verbeelding begin probeer verbruik. Dis nou 2 rollers, en dat het 'n stuk varkvel tussenin gehad. Die varkvel is nou die boude. Dit stel nou die boude oor van die ouetjie wat nou moet pak ry. Dan was as ek 3 streepies gewees, soos 'n spoorlyn. Natuurlik moes die ou wat natuurlik oefen, dis nou waar hy moes gemik het, om daai 3 streepies mooi te lê. Jong, julle moet vir my sê of julle dink hierdie is 'n waar storie, want ek wil ook weet wat jy dink, want ek het daai ou daai aand 'n drankie ingehaat, so ek weet of vir my die waarheid vertel het, en of vir my streep getrek het nie. Maar ek vertel dit nou vir jou, soos wat hy dit vir my verduidelik het. En dan was daai varkvel, was gekoppel aan, weet hierdie goed wat jy 'n skaap ophang, daai wat jy hom weeg, daar hang hulle mos aan ding op, en dan daar hang die skaap, en dan kan jy nou sien wat is die kilogram van daai skaap of bees of wat ook al. En dan het daai skaal so dan afgemerk van 1 tot 10. En een van die reëls was byvoorbeeld geweest dat vir sekere rottange mag jy byvoorbeeld nie hoër as 5 gaan nie. Ander rottange kan jy opgegaan het tot 8. Ander rottange mag jy net tot by 1 gekom het. Afhangende natuurlik nou van die gevaar van die rottang wat nou gekies is. En waarmee jy nog gaan oefen ensovoorts. So nou moet jy baie mooi tegniek aan die dag lê sê, hy, wat nou gebeur, as jy die ouetjie nou slaan, dan tref jy mos nou die varkvel, en die varkvel gaan in, en hy trek hierdie, goed nou styf hierdie, wat met die skaap, hy trek hom nou, en dan registreer hy nou vir jou, waar jy is. So, en dat die docent jou baie fyn dopgehou, dat jy nou, sê nou maar, dis nou sekere, dis nou, sê maar 16-jarige rugby speler, dan kon jy nou met hom opgaan tot by nommer 7, en jy kon nou, daai spesifieke rotang, kon jy nou gebruik het, om dan nou daardie seun mee pak te gee. So was dit 'n hele tegnologiese ding gewees, was 'n wetenskap gewees, van wat is nou die regte rotang om te gebruik, en dan die inoefening van daai rotang, en hoe hulle dit dan nou, weet wat nou gebeur het binne in daardie pakgeemasjien kamer. Hy sê daai pakmasjien was 'n mooi besigheid gewees, en hy het fantasties gewerk, en ek hoop jy kan nou sien my gedagtes, van hoe die pakmasjien nou gewerk het, en hoe hulle nou kon sien. Hy vertel my toe, aan die einde van die 4de jaar, toe daai spesiale 4de jaar, wat ons nou die beste pakgeer was, wat nou, hulle kon ons nou nie vir iemand sê, hy is die beste pakgeer, en hy nou as beloning, as die beste pakgeer, kon hy vir hom nou daai spesiale kas, daai rotang gekry, en dan sê die docent vir hom, kyk of jy met hierdie rotang by 10 kan uitkom. Nou 10 was soos 'n massief onmoontlik geweest, maar die ouetjie beste pakgeer is natuurlik. Hy sê toe, hy wil nou graag hierdie 10, want dit gaan nou 'n groot prestasie wees, want dis iets wat mense nie reg kry nie. Hy sê, hy gaan sy golf swaai, gaan hy nou toets, en dan gaan hy soos wat 'n ou nou van 'n bof af, nou 'n behoorlike dryf slaan, hy langste dryf van die dag, daai tipe van, waar jy alles insit, maar jy buig jou rug so agteroor, en hy stok gaan lê so agter jou
jou rug soos wat jy hom terugswaai, en dan swaai jy hom deur. Hy sê, hy gooi daai heupe in sy rug, en sy arms, en sy skouers, alles wat hy het, gooi hy in daai hou in. Hy sê, en hy tref daai varkvel, maar hy tref hom perfect. Kyk, hulle het hom ons geoefen, en hulle tref hom absoluut perfect, en hy sê, daai wyse gaan op so na agter toe, en hy sien, maar die docent is nogals beïndruk, maar hy kan 3 houe kry, en die tweede hou precies dieselfde ding, en hy probeer net nog beter, en hy sê, toe hy die tweede hou gooi, toe is hy by 9, en toe begin het nou woel, sê, woe, en toe begin die verwagting, het wacht, miskien kom hy by 10 het, hy sê, en toe, met die laaste hou wat hy kry, hy sê, toe vat hy sommer aanloop ook, en hy doen toe alles wat hy nog kan dink, en die enigste ding wat hy kom byvoeg is 'n aanloop, hy sê hy storm, en hy slaat daai varkvel, en daai ding spring op na 10 toe, hy is so erg dat hy spring uit mekaar het skud, en daai dingetje hang maar net so los, en nou ja, dit is toe, dat die docent nou nie so tevreden met hom was, want hy het nou die pakgee masjien gebreek, maar gelukkig dit was herstelbaar gewees. So, dis nou, die pakgee masjien, wat waarskynlik die verklaring is, hoe die onderwysers dit reg gekry het daardie tyd, om jou agterkant so lekker met 'n lyntjie, mooi, te spasieer, soos wat jy kry met op 'n treinspoor. Is jy een van hulle wat ook so hiervan kan getuig? Ek onthou daai 2 houe matriek, spoorlyn, netjies gelê, en vandag, dink ek weet, waar daardie onderwyser die skill gekry het, om daardie houe so netjies te lê. Nou, wat ek nou wil hoor by jou, dink jy, dat hierdie is 'n waar storie, of is dit 'n raar storie, of is dit 'n onwaar storie? Ek weet nie. Ek het hom nou vir jou vertel, ek het nou vir jou hoogs geheime dokument, wil ek amper sê, het ek nou bekend gemaak, en so, laat weet maar wat jy dink daarvan, die pak